Alright, matrieks, nou begin die pret. Hierdie is die gedeelte wat jy nie mag by punte verloor nie, want jy gebruik regtig net my checklist, dis 'n LB-approved checklist, jy kan nie verkeerd gaan met dit nie. So hierdie kan weird lyk as jy nie weet waarvoor om te soek nie. As jy weet waarvoor om te soek, is dit verskriklik eenvoudig. So kyk, my checklist sê vir my, eers gaan kyk ek vir my CAST diagram, dis 180 plus of min of 360 plus of min. Dan gaan soek ek vir 'n kofunksie, dan gaan kyk ek vir my saamgestelde hoeke, dis die 30, 45 of 60 plus of minus, en dan my dubbelhoeke, dit is my maal 2 deel 2. Okay, so kom ons kyk gou hoe hulle dit vir julle vra. Eerste een sê vir my hierso, die sin van 12 is gelyk aan P, so ek trek 'n skynsy en ek connect hom met die x-as. My 12 grade chill daarso uit, en my P staan ons op 'n 1, sinds die lettertjies is Y op R, en dan kry ek my worteltjie daar. Ek glo julle weet daarom nou hoe om hierdie gedeelte te doen. Alright, okay, so die eerste een gee julle vir my die kos van 12. Kos van 12, ek gebruik net my skets, omdat hier 'n 12 grade is, weet ek mag my skets gebruik. Kos se lettertjies is X op R, so ek kry 'n pragtige 1 minus P kwadraat bo op my 1 en dit is net daar en daar's my antwoord. Alright, die tweede enetjie vra hulle hier vir my, die kos van 78, so dan gebruik ek net my checklist hier. Kyk of kan ek 180 plus of min, of my kofunksies. Ek kan sommer 'n kofunksie. Ek kan sien kos van 78, weet ek gaan dieselfde wees as die sin van 12. En ek het die sin van 12, sin is Y op R, en dis net 'n pragtige P. Alright, so dis ons daai enetjie doen. Volgende enetjie sê vir my die sin van 168. Sin van 168, ek kan hom gaan sien as, ek kan dit skryf as die sin van 180 minus 12. En dan die oomblik wat ek 180 plus of min of 360 plus of min, dan kan ek my CAST diagram gebruik, 180 minus, sin is positief, so ek kry 'n pragtige sin van 12, en sin van 12 is weer eens net 'n beautiful P, net so, voilà. Okay, nou kyk kom ons by kos van 72, gebruik jy checklist, kyk of is dit nader aan 180 plus of min, 360 plus of min, nee. Is dit 'n kofunksie? Nee, dan kyk ek, kan ek hom gaan anders te skryf, deur my saamgestelde hoeke met my spesiale hoeke. So ek kan die kos van 72, kan ek actually gaan skryf as die kos van 60 plus 12, dis my saamgestelde hoek. So dan weet ek, as daar 'n 12 grade is, great, dan weet ek kan my skets gebruik, en die oomblik wat daar 30, 45 of 60 is, weet ek gaan eintlik my calculator kan gebruik. En al wat ek nou doen, is ek moet net my saamgestelde hoek gaan uitskryf. So ons gaan skryf hom as die kos van 60, maal met die kos van 12, minus die sin van 60, maal met die sin van 12. Alright, dan weet ek kos van 60 is 'n half, die kos van 12 is X op R, so dis net daai terrible wortel. My sin van 60 check in die calculator in en ek kry 'n wortel 3 op 2, en die sin van 12 is 'n P. En gewoonlik, dis nou min dat hulle dit vir jou so lelik sal vra, maar wat jy kan gaan doen is, jy kan dit nou net alles op 'n 2 gaan sit, en dan staan hier 'n wortel, 1 minus P kwadraat, minus, ek sal maar gaan sê P wortel 3, of jy gaan sê wortel 3P, maak nie regtig saak nie, en daar is my antwoord. Alright. So nou begin ons actually bietjie by interessanter dele kom. So wat ek gaan doen, is ek gaan my kos van 40 daar laat uitchill. Kos van 40 is gelyk aan P bo op 3. Want ek weet mos my lettertjies is X bo op R. Alright. 40 grade weet ek lê in kwadrant 1, so ek gaan so lank maak en sê ek trek my skynsy en connect hom met die x-as. En ons weet mos nou X op R, so my waarde vir X is P, my waarde vir R is 3. Dan, met liewe vriend Pythagoras, so ek sal wys vir ons hierdie enetjie doen. Dit sê, skynsy kwadraat is gelyk aan X kwadraat plus Y kwadraat. So ek sê my skynsy kwadraat minus my P kwadraat is gelyk aan die Y kwadraat, en dan kry ek 9 minus P kwadraat is gelyk aan Y kwadraat, en om vir my van my kwadraat te ontslae te raak, gaan check ek hulle net almal binne in 'n wortel in. Alright.
So dit is hoe ek daai gedeeltetjie kry van 9 minus p kwadraat in 'n wortel. So hierdie waarde vir y is 9 minus p kwadraat en hy is bo die lyn, daarom is hy 'n positief. Okay, dis die moeilikste gedeelte hierso. So kom ons gaan kyk gou. Nou vra hulle hier vir my, bereken die kos van 140. Kos van 140, lekker easy, jy kyk altyd eers 180 plus of min, 360 plus of min. Ek sien ek kan hom gaan skryf as die kos van 180 minus 40. So jy moet regtig net jou checklysie volg. En dan gebruik ek my cost diagram vir 180 minus, dis in die S kwadrant kos is negatief daar, daarom skryf ek hom as 'n negatief kos 40. Ek het 'n 40 daar en 'n 40 hier, daarom mag ek nou my skets gebruik. So ek het 'n negatief, die kos van 40, kos se lettertjies is x op r, so ek het 'n negatief p bo op 'n 3 en dit is waar ek my antwoord kry. Alright. Volgende enetjie sê hulle nou vir my, right, bereken tan van minus 1840. So julle kan onthou, ons kan die hele tyd gaan sê plus 360, plus 360, plus 360, soveel as wat jy wil, totdat jy kry tan van minus 40. Jy kan nou verder gaan sê plus 360, maar ek gaan sommer net om daar los, want ek sien ten minste al 'n 40 en 'n 40, so dit maak my opgewonde. Okay. Dan wat ek gaan doen, ek weet as daar niks vir my minus staan nie, weet ek daar staan 'n 0 vooraan. So ek gebruik my cost diagram vir 0 minus is in die c kwadrant, daarom is dit 'n negatiewe tan van 40. Negatief tan van 40, tan se lettertjies is y op x, so ek het my y waarde van 9 minus p kwadraat in 'n wortel, en my x is 'n p. En dis al hoe ons te doen. Right, en daar is my antwoord. En nou hierso begin die pret nou by nommer 3. Nou sê hulle hier vir my, okay, kom ons bereken die kos van 10. Right. So, my go-to met hierdie gedeeltes is om altyd eers hierdie boonste hoekie ook te gaan uitwerk met my gewone 180 minus 90 minus 40 gee vir my 'n 50 grade. Right. Wat jy nou moet gaan doen is jy moet 'n link gaan soek, gaan kyk. Kan ek sê 180 plus of min om daar te kom, of 360 plus of min, of selfs 'n spesiale hoek met 30, 45 of 60, ek sien nie regtig iets wat my gaan help om by 'n 10 uit te kom nie. So kom ons gaan kyk gou wat kan ons doen. Ek sal op my checklysie afgaan, en dan gaan kyk, kom ons kyk gou die kos van 10, as ek my kofunksies gebruik. Hierdie is definitief 'n moeiliker een. Sal ek gaan skryf as die sin van 80, want dit is iets waarvoor ek soek. So ek gaan dink sommer net, nog voordat ek enigiets skryf, dink ek net gou, okay, kos van 10 is dieselfde as sin van 80, en dan gaan soek jy daai link van maal 2 deel 2. Dit is nou waar hierdie inkom. Wanneer dit wat hulle vir my gee, na dit wat hulle vir my vra, as ek dit kan gaan sê as maal 2, weet ek dis die maklike een. Al wat ek dan gaan doen, so ek moet hom dan bietjie meer maak, hoor hulle al die emme, dit wat hulle vir my gee, nou dit wat hulle vir my vra, maal 2, so ek maak hierdie ene bietjie meer, so ek skryf hom 'n bietjie mooier, so ek skryf hom as 'n 2 maal met 40, dit is mos die sin van 80, en al wat ek dan doen, is ek gebruik my dubbelhoek, wat vir my sê dit is 2 sin 40, kos 40, en nou het ek 40 grade, daarom weet ek mag nou my skets gebruik. So my 2 chill daar uit, sin 40 is y op r, so dit is 'n wortel 9 minus p kwadraat bo op 3, en die kos van 40 is x op r, so dit is 'n p bo op 'n 3. En dan as ek hierdie nou net 'n bietjie mooier wil gaan maal, dan kry ek 'n 2p met 'n wortel aan die bokant, en 3 maal 3 is 9, so dis hoe ons daai ene kry. Alright. So hier is nou weer my gunsteling ene, dit is daai julle, wat jy gaan, die link is, dit wat hulle vir my gee, na dit wat hulle vir my vra, gaan ek gesê gedeel deur 2. Die oomblik wat dit gebeur, dan weet jy, dit is die triekie een, en dan volg jy maar net my resep wat ek vir jou gee. My resep is om te sê, kom ons gaan skryf die formule vir kos 2a neer. Wat belangrik is om te weet, jy gaan skryf nie die kos 2a formule neer, oor dat daar kos staan nie, jy gaan
skryf dit neer, oordat dit van dit uit wat hulle vir my gee, na dit wat hulle vir my vra, gedeel deur 2. So al het hier 'n sin gevra, in die voorbeeld hierna gebruik ons sin. Al het hulle sin daar gestaan, sou ek nog steeds my kos 2a formule gaan neerskryf het. Ok, en al wat ek dan doen is ek gaan skryf my formule neer, maar jy gebruik nou, so al wat jy dan doen is jy gaan skryf jou kos 2a formule neer, en oordat daar 'n kos staan, dit is hoekom ek die formule neerskryf wat vir my sê 2 kos kwadraat a minus 1. As hier 'n sin gestaan het, sou ek die ander een gebruik het. Alright, maar dis in die volgende voorbeeld. Dan wat jy gaan doen is jy gaan skryf hom as 'n kos 2 maal met 20 grade. En dan vul ek net my formule in, dit gee vir my 'n 2 kos kwadraat, my waarde vir a het ons nou gesê is 20, en daar is die minus 1. Want die rede oor hoekom ons hierdie gebruik, kyk gou julle, nou gaan jy jou kos van 20 actually alleen kan kry, en ook 2 maal met 20 gee vir my 40, so dan kan ek my skets gebruik. So dis die hele ding, so nie kan ek my skets gebruik nie. En nou doen jy dit regtig net stap vir stap. Die stappe is in die pakkie, so jy kan dit net gaan volg. So die kos van 2 maal 20 is 40, geef my 2 kos kwadraat van 20 minus 1. So wat ek eers gaan doen is ek sal daai minus 1 oorvat, hy word dan 'n plus 1. So daar's my minus 1 weg. Hierdie gaan chill alles bo op 'n 2, want ek gaan deel nou met daai 2, dan val hy weg. En dan, om ontslae te raak van my kwadraat, gaan check ek alles net so in 'n worteltjie in. So hierdie hele ding is binne in my wortel. En daar is die kos van 20. Maar kyk julle, nou is hy's nog nie in terme van P, soos wat hulle gevra het nie. Ek het nou nog nie my skets gebruik nie. Die kos van 40 se waarde kos is mos x op r, so dit is net P bo op 3. So dan moet jy dit nou net gaan incheck. So ons weet die kos van 40 is P op 3, want is x op r, so dis P op 3 plus 1, en ek sit dit alles bo op 'n 2. Right, hierdie is mos nou die kos van 20. Nou kan ek aan die binnekant van my wortel gaan vereenvoudig. Ek sal gaan sê, ek gaan hierdie gedeeltetjie net gou hier aan die kant vereenvoudig, laat julle sien, dis 'n baie eenvoudige algebra sommetjie. Al wat gebeur is, ons gaan sê P op 3 plus 1, en dan sit 'n gewone breek soos in graad 8, jy gaan sit hulle op dieselfde noemer, so dan staan daar P plus, onthou hy staan op 'n 1, ek moes hom nou met 'n 3 gaan maal het. So daar staan P plus 3, moet asseblief nie daai gaan uitkanselleer nie, dit is my antwoord. So ons sê P plus 3 bo op 'n 3, dit alles staan bo op 'n 2, en nog steeds binne in my massive wortel. En ek hou nooit van 'n breek op 'n breek nie, ek hou daarvan om hulle langs mekaar te skryf. Dit lyk net soveel netjieser. So in die binnekant van my breek staan daar nou P plus 3 bo op 3, daar staan mos nou gedeel deur 'n 2. So gedeel deur 2 op 1, en ons weet ons mag nie met 'n breek deel nie, so ons gaan maal hom met sy resiprook. So ons maal hom met 'n 1 op 2. En dan kry ek 'n baie mooier antwoord wat vir my sê P plus 3 aan die bokant, aan die onderkant sê ek 3 maal met 2, dit gee vir my 'n 6, en jy check dit binne in jou wortel in, en daar is die waarde van die kos van 20. Dis daarom nie gewoonlik so baie algebra saam met dit nie, maar dit is ons hierdie een gaan doen. So die volgende een is bietjie interessanter ene. Hulle vra 'n bietjie weerder, dieselfde tipe vrae, maar die moeilikste gedeelte is maar altyd net om jou skets te kry. So as jy 'n skets het, dan is jou kop deur. Okay, kom ons kyk gou wat gee hulle vir my. Hulle sê vir my 1 op tan van 12. So as jy jou leerwerk ken, dan weet ek 1 op tan is mos kot. En kot se lettertjies, dit weet ons weet so 1 op tan is kot. En ons weet kot se lettertjies is die teenoorgestelde van tan. So tan weet ons, net om dit bietjie makliker te maak, tan weet ons is y op x. Kot weet ons is x op y. En hulle sê vir my die 1 op tan, so ek weet hierdie represent kot. So kot is gelyk aan daai, en ons weet dit is eintlik maar net 'n x op y. So hulle gee vir my die x waarde as 'n 4, en hulle gee die y waarde as daai wortel. Dis maar eintlik al wat daar sou staan.
Okay. So al wat jy gaan doen is om R te kry. Ons kan sommer al sien wat dit gaan wees, maar kom ons sê ons weet nie. Ons sê ons wil graag die lang pad vat om te sê my skynsy kwadraat is gelyk aan x kwadraat plus daai hele wortel gee vir my k kwadraat minus 16. Daar sy. Al wat ek gaan doen, ons sê r kwadraat gee vir my 16 plus, onthou hierdie wortel en die 2 kanseleer mekaar uit, dan het ek 'n k kwadraat minus 16. Hulle kanseleer uit en dan kry my r kwadraat is gelyk aan k kwadraat, daarom is my r gelyk aan 'n k. Maar ons kon hom daarom al gesien het. Okay. En dis die moeilikste gedeelte. Ek moet net by my skets uitkom en die res is easy peasy. Nou vra hulle vir my vir sin van 348. So vir sin van 348 is ek gaan kyk altyd eers. Kan ek gaan sê 180 plus of min of 360 plus of min? Ek sien ek kan hierdie enetjie skryf as 'n 360 minus 12. En 360 minus, weet ons mos is in die c kwadrant. So ek weet hy gaan daar wees waar sin negatief is. So dit is 'n negatief sin van 12. Maar omdat ek 'n 12 het, weet ek kan nou my skets gebruik. So ek het 'n negatief sin van 12. Sin se lettertjies is y op r, so ek het daai terrible wortel k kwadraat minus 16 bo op my r wat 'n k is. En dit is my antwoord. So volgende gee hulle vir my die kos van 72. Jy hou net by jou reëls. Eerste ding, gaan kyk ek, is daar dalk 180 plus of min? Is dit 'n kofunksie? Is ook nie 'n kofunksie nie, want dan sou hierdie dude 78 gewees het. So nee, hy werk ook nie. Dan gaan kyk ek na my saamgestelde hoeke. Kan ek hom gebruik as 30, 45 of 60? En dan sien ek kan hierdie enetjie gaan skryf as 'n 60 plus 12. Is presies dieselfde as nou. Right. So ons love hierdie tipe goed. Dan weet ek kan my kosreël gebruik wat vir my sê kos 60 kos van 12 minus die sin van 60 en die sin van 12. Daar waar ek 60 sien, kan ek dit met my calculator gebruik. So ek kry hierdie as 'n half. Die kos van 12 is x op r, so dit is 'n 4 bo op 'n k. Sin van 60 check ek in my calculator in. Ek kry 'n pragtige wortel 3 op 2. En die sin van 12 is y op r, so dit is 'n terrible k kwadraat minus 16 bo op 'n k. Right. Ek gaan nou maar net 'n bietjie vereenvoudig, dan lyk dit darm netjieser. Aan die onderkant, hierso as jy hulle gaan maal, dan kry jy 4 bo op 2k minus wortel 3 maal met 'n k kwadraat minus 16 bo op 2k. En as jy nou regtig wil, dan kan jy hulle op dieselfde noemer gaan sit wat 2k is, om te sê jy kry 4 minus wortel 3 maal met wortel k kwadraat minus 16. En as jy nou nog regtig wou, dan kon jy daai ook net in dieselfde wortel gaan sit het, maar dit behoort nie nodig te wees nie. Right, hierdie is iets sommer net 'n voorbeeld wat ek gebruik het. Daai sal 100% wees. Right, en dis hoe ons dit doen. Dan kom ons nou by my favorites, hierdie dubbelhoeke. So jy moet uitkyk vir die dubbelhoeke. Dit gaan nie net na jou toe kom nie. Jy moet dit letterlik gaan soek. So kyk gaan hierso. Ek gaan sien dit wat hulle vir my gee en dit wat hulle vir my vra, kan ek gaan sê maal 2. So jy gaan soek daai link. Ek sien is maal 2. Omdat dit maal 2 is dit die maklike een, so ek moet hierdie 'n bietjie meer maak. Ek moet hom meer gaan skryf. Ek skryf hom as 'n 2 maal met 12. En ek weet 2 maal 12 is mos 24. Great. So al wat ek dan doen is dan brei ek hom uit en ek gaan sê dit is 'n 2 sin van 12 kos van 12. My 2 chill daar uit. Die sin van 12, sin se lettertjies is y op r, so dit is hierdie terrible wortel van k kwadraat minus 16 bo op die k. En die kos van 12 is x op r, so dit is 'n 4 bo op 'n k. En dan as jy dit nou regtig wil gaan verder vereenvoudig, ek het nou baie lelike antwoorde hierso, dat jy dit nie skrik as jy dit sweet kry nie, dan kry ek 'n 8 maal met k kwadraat minus 16 bo op 'n k kwadraat. En daar is my antwoord. Okay. En dan die laaste een van hierdie is nou weer een van my gunstelinge.
kyk na die link, dis waarvoor jy soek. Jy moet dit letterlik gaan soek, julle. Jy sien, dit wat hulle vir my gee, na dit wat hulle vir my vra, moet ek gaan sê gedeel deur 2. Dan weet jy, dit is die lelike ene. Okay. Dan wat jy gaan doen, is jy gaan volg net my resep. My resep sê vir jou, die oomblik wat jy sien gedeel deur 2, dan gaan skryf jy jou kos 2a formule neer. Kos 2a is gelyk aan. So dis hoekom ek nog steeds kos 2a gebruik. Ek gebruik nie die sin een nou nie. Ek gaan nog steeds net my kos 2a gebruik. Alright. Dan wat jy gaan doen, nou moet ek actually die een gebruik vir sin. Dit is waar die sin inkom. Dan gebruik ek die een wat sê 1 minus 2 sin kwadraat van a. En al wat jy nou doen, jy hou net die linkerkant en die regterkant en ons vul hom net in. Kos 2a kan ek 'n bietjie anders gaan skryf as die kos van 2 maal met 6. En ons weet dit is dieselfde as 1 minus 2 sin kwadraat van 6, want ek maak my waarde vir a nou net 'n 6. En dan wat ek gaan doen is, nou raak ek eers opgewonde, want ek het, sien nou, ek het 'n 6 en ek het 'n 6 daar, en ek het 'n 12, so ek kan actually my skets gebruik, so ek het 'n 12 en 'n 12. So, die kos van 12. So ek gaan daai netjie so lank gaan invul. Die kos van 12, ag nee, kom ons los hom maar. So kom ons sê, die kos van 12 is gelyk aan 1 minus 2 sin kwadraat van 6. Right, en nou moet jy net die sin van 6 alleen kry. So eerste wat ek gaan doen is, ek sal hierdie een oorvat, om te sê, kom ons sê die kos van 12, minus 1 is gelyk aan 'n minus 2 sin kwadraat van 6, dan gaan deel ek regdeur met my minus, so daai een word 'n minus, en daai een word 'n plus. Nou gaan deel ek regdeur met 'n 2, so ons gaan deel hom met 'n 2, en om ontslae te raak van my kwadraat, gaan sit ek hierdie hele ding in 'n wortel, voilà, en daar het ek die sin van 6. En al wat ek nou gaan doen is, nou gaan gebruik ek my skets, dis die hele rede oor hoekom ons al hierdie doen. My minus chill daar uit, kos van 12 is mos nou x op r, so dit is 'n 4 bo op 'n k, plus 1, en ek sit dit alles bo op hierdie pragtige 2, en dan as jy dit nou nog wil verder vat, ons kan dit verder vat, hierdie behoort daarom al reg te wees, maar as jy dit nou nog verder wil vat, why not? Ons kan hom gaan skryf binne my wortel. Kyk wat gebeur, ek kan hom gaan sit op 'n k. So hierso staan mos nou, ek sit julle my minus 4 chill daar uit, so minus 4 plus k, en dit gedeel deur 2, en ek hou nie regtig van 'n breek op 'n breek nie, ek gaan sit hulle langs mekaar, so hier staan minus 4 plus k op k, gedeel deur 'n 2, so ons sê gedeel deur daai 2, maar ons het in graad 5 geleer, jy mag nie deel met 'n breek nie, so ons maal hom met sy resiprook, so maal met 'n 1 op 2, en dan kry ek 'n minus 4 plus k, bo op 'n 2k, en dit is alles binne in my wortel. En daar is die waarde vir die sin van 6. Alright, dit is hoe ons daai doen.